Ek wil graag begin met Handelinge 2, vers 44 sê die volgende: Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Ek wil jou groet in die naam van God ons Vader in die eerste plek, wat met ons sy genade, sy liefde, sy trou gedeel het. Van die begin af het hy gesê, ek gee vir jou alles om te eet en oor die hele aarde te heers. God is vrygewig. Ek groet in die naam van Jesus Christus, sy seun wat sy lewe kom deel het. Hy het vir ons vrygemaak en vir ons sy sondes vergewe. Jesus is vrygewig. En ek groet in die naam van die Heilige Gees, wat sy troos, sy leiding kom bied en met ons te deel. Die Heilige Gees is vrygewig. Kom ons staan en ons sing en dan bid in die Here saam as 'n geloofsfamilie. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid.
nou hier voor U, net soos wat ek is. En geen meer terug aan U, ek loop nou saam met U, ek gee oor aan U heilige Here, die redder van my lewe, wie ek hoor, ek gee oor, en ek gee my eerste, my laaste en my beste, wie ek hoor, ek gee oor. Neem die meestal by nie, ek wil met sing vir U, alles wat ek is. Neem die ewigheid nie, ek wil my hoop nie, ek gee oor aan die heilige Here, die redder van my lewe, wie ek hoor, ek gee oor, en ek gee my eerste, my laaste en my beste, wie ek hoor, ek gee Ek is vry, ek kan beweeg, in die lucht kan ek nou weer. Ek is hier, my vergeet, so Ek is vry, ek kan beweeg, in die lucht kan ek nou weer. Ek is hier, my vergeet, so Here, my eerste, my beste, my laaste gee ek oor. Aan die Heilige, die Skepper van die hemel en die aarde. Aan die een wat getrou bly tot in ewigheid. Neem my lewe, Here, laat U wil geskied in my lewe. Laat die koninkryk kom. Dat die naam verheerlik word. Bring alles wat ek is, Here, na U troon.
Ons lê ons lewens neer. Ek bring alles wat my is, na U troon, o Heer. Ek lê alles wat my pla, voor U voete neer. U gejaag U rondom my, wil ek nou vergeet. Ek wil stil hier by U, nie my oor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom lê ons lewe voor U neer om U daardeur te eer. Dankie dat ons ook met hierdie musiek U kan aanbid vir wie U is, en as ons so as geloofsfamilie saam is, kom bid ek Here dat U deur die Gees ook met ons elkeen sal praat. Dankie dat ons U woord mag lees, dankie dat ons U woord mag hoor. Kom Here en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefdes, is my voorreg vanoggend om die woord te kan bedien, en ons is besig met 'n reeks oor vrygewigheid en oor wat ons noem die mandjies reeks, en vandag staan ek stil eintlik by mandjies vol om te deel. Wat beteken dit as ons sê dat ons 'n verantwoordelikheid het om te deel, om as rentmeesters op te tree? En ek wil graag vir jou vra om jou Bybel oop te maak by Lukas 12. En ons gaan daarvan af vers 35 saam lees. Julle sal onthou 2 weke terug het Arlene begin met die tema van mandjies vol en mandjies leeg, en hoe die
Here ook ons oproep om te kan deel en dit wat hy vir ons gee. Verlede week aan Nandi met die tema van maar hoeveel mandjies vol. Julle sal onthou dat sy ook nogal gesê het dat ons nie moet leef uit 'n vrees van te min nie, maar dat ons 'n ruimte skep in ons dagboeke, in ons tyd en met ons hulpbronne om ook vir die Here geleentheid te gee om ook te kan deel. En vanoggend staan ons dan stil by wat dit beteken ook om te kan deel en dat alles aan God behoort, want ons is sy rentmeesters. Nou, as mens by die tema stil staan rondom besittings en so, dan is dit nogal interessant om te sien dat trend 25% van dit wat Jesus oor praat, het nogal met geld en besittings te doen. En omtrent 50% daarvan gaan oor rentmeesterskap, oor ons verhouding met geld en dat ons dit verantwoordelik sal gebruik. En as jy deur Lukas 12 lees, en Lukas is nogal die evangelie wat nogal baie klem maak rondom besittings en so, en ek gaan net 'n gedeelte lees uit Lukas 12. Die eerste gedeelte van Lukas 12 gaan oor sorg en oor die sorge van die lewe, en dan sê hy nogal hierso net vir 'n oomblik in vers 15 sê hy 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Maar kom ons lees dan saam met Lukas 12 vers 35. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag, wat tot hy die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik kom vir hom kan oopmaak. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle. Hy sal hulle aan die tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. Toe vra Petrus, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal? En die Here antwoord, wie is die eintlike, die getroue en verstandige bestuurder, vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel, om hulle op tyd hulle kos te gee? Dit is die man vir wie sy eienaar by sy tuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Ek sê vir julle die waarheid, sy eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as die slaaf by homself sê, my eienaar draai lank om te kom, en hy die slawe, mans en vroue, begin slaan terwyl hy self eet en drink en dronk word, sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en om die lot van die ontroues laat deel. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Tot sover die skrifgedeelte. Net 'n oomblik, as jy die skrifgedeelte kyk, dan is dit 'n gedeelte in Lukas hier, wat ook in Markus en ook in Matteus voorkom. En dan sal ons nogal sien dat Lukas 'n spesifieke klem lê, as hy van die gedeeltes bymekaar sit, om te sê dat dit dan hier gaan oor rentmeesterskap. En ek gaan nou vir 'n oomblik bietjie by dit stil staan. Wat bedoel ons dan met rentmeesterskap? Ek wil graag vir jou die vraag vra, hoeveel is genoeg? Ek gee nie vra om te antwoord nie, maar ek dink vir 'n oomblik, hoeveel is genoeg? En waarskynlik as ek vir jou vra, hoeveel is genoeg, dan gaan jy rondom jou kyk en sê, ek weet wat is genoeg, maar ek het nie so baie soos daai persoon nie. Dan kyk ek baie keer op. Nee? Ek het genoeg, maar ek het nie so baie soos daai een nie.
En dan wil ek jou vra, en ek het dit al hierdie voorbeeld gebruik, maar ek kan nie daarvan af wegkom nie. As ek vir jou vra, het jy geestelik genoeg? Dan is dit nogal lief om af te kyk. En dan te sê, ek is darem nie so sleg soos daai ou nie. Nee, wat ons heeltyd so probeer plaas en probeer sê, het ek nou genoeg en is ek genoeg? En dan besef ons eintlik, wat ons vir mekaar probeer sê is, ons vergelyk heeltyd. En die een aanhaling wat my baie keer laat dink is, comparison is the biggest killer of joy. Die oomblik as ek begin vergelyk, dan steel dit my vreugde. En ek dink vir 'n oomblik nou nie net aan geld nie. Iemand wat slimmer as ek is, iemand wat mooier as ek is, iemand wat, noem maar op, iemand wat vinniger as ek is, iemand wat beter as ek is, iemand wat dit waarskynlik in 'n mooier huis bly, noem maar op. Die oomblik as ek begin vergelyk, dan mis ek die punt. En steel dit my vreugde, en weet die ander persoon met wie jy jouself vergelyk, waarskynlik glad nie dat jy hierdie vergelyking gedoen het nie. Maar dit steel 'n klomp vreugde by ons. Nou, as jy 'n piknik gaan hou en jy sit 'n klomp vriende bymekaar en elkeen maak sy mandjie oop, dan voor jy jouself kan kry, kuier jy so lekker en is daar genoeg. Want ek weet nie of dit met julle vriende ook so werk nie, want as jy met jou mandjie daar opdaag, is dit nie dat jy jou mandjie net vir jouself hou nie. Want iemand se mandjie langs jou het dalk 'n briekaas in of iets in wat jy daarom graag wil hê, dan sal hulle sê nee, maar deel en haal uit, en dan hou hulle weer van goed wat in jou mandjies wat jy gedink het is sommer net gewoon, en voor jy jouself kry, kuier jy so lekker, want jy's besig om te deel, en jy stap daar weg, waarskynlik met jou mandjie nog net so vol, of amper nog net so vol, en almal voel hulle mandjies nog steeds vol, maar almal het gekuier, en almal het gedeel, almal het lekker geëet. En iets daarvan is nogal wat rentmeesterskap is. Wanneer ons besef dat ons rentmeesters is, nou rentmeesters is 'n groot woord, of mens sou amper sê, dalk 'n kerkwoord op 'n manier, maar die woord wat Lukas hier gebruik in vers 42 is die woord bestuurder. Die Griekse woord letterlik is huisbestuurder, oikonomos, en as jy die woord so vinnig hoor, is dit wat ons ken as die woord ekonomie. Om jou huis te bestuur, is die woord ekonomie. So hy sê ons behoort goeie ekonome te wees, goeie bestuurders te wees van dit wat die Here vir ons gegee het. Of 'n ander voorbeeld is die voorbeeld van 'n trustee. As daar 'n trust is wat ook trustees het, dan is die trustees gewoonlik van 'n trust mense wat nie dit wat op die trust is besit nie, maar hulle bestuur dit wat hulle het. En nou kom Jesus en sê, as hy hierdie gelykenis vertel, dat hy vir ons sê dat ons ook soos trustees, soos rentmeesters, soos bestuurders moet optree. Nou in die ander gedeeltes in Matteus se weergawe en in Markus se weergawe, vertel hy hierdie gelykenis wat ons gelees het in die konteks van die wederkoms, van dat jy gereed moet wees. Dit is deels waar, maar ook sê hy, dit wat vir elkeen wat baie gekry het, sal daar baie van gevra word, en dat ons 'n verantwoordelikheid het om dit wat die Here vir ons te gegee het, ook te kan deel en verantwoordelik te kan gebruik. En ons sien dan in hierdie gelykenis hoe die bestuurder dan verantwoordelik opgetree het, want hy's gereed, reg, om enige tyd wanneer sy eienaar terugkom, te kan sê, hier is dit wat ek vir jou gee. So rentmeesterskap staan teenoor eienaarskap, dat ons dink dat ons moet soveel as moontlik bymekaar hou, ons moet soveel as moontlik reg hê, dat ons genoeg kan hê, want sien nou maar net ons het te min. Rentmeesterskap werk uit 'n plek uit van, alles behoort aan God, dit wat ons het, is 'n gawe, en dat ons hierdie gawe wat ons het, gebruik tot voordeel van die mense om ons.
En alhoewel dit 'n moeilike boodskap op 'n manier is dit eintlik so eenvoudig dat Jesus ons herinner dat wanneer ons ook verantwoordelik gee, dat ons altyd genoeg het. Een van die mense wat ek raak lees, sê nogal, vrygewigheid begin by beplanning, by orde, skep in jou chaos van selfs 'n begroting. Want die oomblik as mens besef wat jy het, is daar ruimte, is daar plek ook om te kan gee. En is dit juis wanneer ons ook gee, dat ons begin besef dat die Here vir ons sorg, dat dit van hom afkom. En wanneer ons uit hierdie vrygewigheid, hierdie ingesteldheid leef, is ons hande oper, is ons harte oper. Dat ons eerder sal leef uit dit wat uit ons harte uitkom, as dit wat noodwendig in ons beursies is. En ek wil graag sê, die voorbeelde waarskynlik wat ek dalk gebruik daarvan, klink of dit net oor geld gaan. Maar juis, dink ek, is ons ook rentmeesters van tyd, van ons talente, en van ons verhoudings, en van ons netwerke. Iemand het op 'n stadium gesê, dit is baie keer makliker om geld te gee as jou tyd. Want jy moet jouself gee. Ek het nogal hierdie week, soos die Here maar altyd werk, as mens met 'n preek besig is in 'n preekvoorbereiding, dan is dit nou mos, moet ek ook eers ek ook daarom kan dit self ervaar. So hierdie week is daar 'n situasie wat ek vir iemand moet geld gee, of die keuse maak om 'n oproep te maak en kontak te maak voor ek die geld gee. Dink myself, wat gaan nou makliker wees? Kom ek doen net gou 'n EFT vir die persoon wat die geld nodig het. Dan is dit mos nou opgelos, dan het ek mos my kant gebring. En toe besef ek nie, dis nie wat ek moet doen nie. So, maak maar die oproep. En toe was die oproep belangriker as die geld wat ek vir die persoon sou gee. En, want ons wil baie keer so vashou aan dit wat ons sê, maar ek het nie tyd nie, of ek het nie iets om te gee nie, maar eintlik het ek soveel om te gee, en dat tyd daarvan een is, wat baie keer dalk belangriker is as geld. Of my talente wat ek kan gee, dit wat die Here my mee goed gemaak het, dat ek dit met iemand kan deel, is soveel belangriker, wat mense baie keer ook juis nodig het. En as ons vir 'n oomblik bietjie verder blaai deur die Bybel, en ons by Paulus hoor, wat sê hy hiervan, dan kan ons vir 'n oomblik kyk na Filippense 4 vers 17. Dit is ook daar op die skerm, wat ons kan saam lees. Daar staan, dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. So hoor jy, wanneer jy met 'n oop hand leef, dat dit eintlik gaan daaroor dat dit die vrug het in ander mense se lewens, dat dit ook 'n offer is vir God met 'n lieflike geur, dat dit wat ek deel tot opbou van die ander mense om jou is. En ek gee nie sodat ek kan ontvang nie, ek gee omdat ek so baie ontvang het, dat ek kan deel. En wanneer ek deel, dan is my mandjie as ware vol genoeg om te kan deel, vol genoeg om te kan gee. 'n Ander teks wat ons nou kan kyk is 2 Korintiërs 9 vers 10 tot 15, waar Paulus ook skryf, God wat die saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee
en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Nou mense sal 'n hele preek uit hierdie gedeelte kan preek, maar wat Paulus die gemeente herinner in Korinte is dat God die een is wat ons vrygewig maak, ons in staat stel om te kan gee, sodat ander mense God kan dank vir die manier wat ek leef, die manier wat ek met 'n oop hart en oop hande leef, stel mense in staat om vir God dankie te sê, en dat ek partykeer sal besef dat ek die antwoord is op iemand se gebed. Wanneer ek in gehoorsaamheid reageer, is ek dalk die persoon wat die Here gebruik om daardie 'n ander persoon se gebed te verhoor. Jy weet dit nie eers altyd nie, maar is op 'n manier herinner Paulus die gemeente hier, as hy dan die gemeente aanmoedig om ander gelowiges te help, dan sê hy, wanneer ek vrygewig is, word God daardeur gedank. En sê hy, kom dit uit 'n plek van gehoorsaamheid uit. Wanneer ek in gehoorsaamheid reageer, kan Christus daardeur geëer word. En dat dit dan lei tot opregte mededeelsaamheid, is die woord wat hy gebruik, om vir mense om te kan gee. Wat partykeer so naby is soos jou eie mense, jou eie naby familie, partykeer is dit bietjie verder, maar ons weet wanneer ons ook moet deel. Partykeer, soos ek sê, is dit 'n oproep. Partykeer is dit tyd saam met iemand te kan spandeer, om te kan sê, ek wil graag by jou kom sit en net na jou luister. Is partykeer genoeg van 'n mededeelsaamheid, genoeg van 'n deel om saam met mense 'n pad te stap. En juist daarvoor is ons dan partykeer soos ek sê, die antwoord op iemand se gebed. En dit, geliefdes, bring ons op die ou einde by die vraag wat ek wil vra is, wat gee ek? Wat leef ek? En wat bou ek? Met dit wat die Here vir my gee en vir jou gee, waar gee ek? En wat gee ek? En hoe gee ek? En net jy kan dit antwoord. Maar ook, waar leef ek dit? Is ek bekend as iemand wat 'n oop hand het, 'n oop hand het? As iemand wat graag deel? As iemand wat leef en laat leef, om vir ander mense dit te gun, as iemand meer het as jy? Om nie heeltyd te sê, maar ek het so min, ek moet so vashou daaraan nie, maar dat ek ook so leef en vir ander mense dit gun om bly te wees as ander mense beter doen, meer het as ek. En dat ek ook vra, waaraan bou ek? Waar belê ek in mense om my, instansies om my, geleenthede om my, om ook so die Here se naam te eer. Want wanneer ek besig is om so vrygewig te leef, is dit besig om God te eer. Ons het 86.400 sekondes 'n dag. En die vraag is, wat maak ons met elke sekonde wat vir ons gegee word?
kan mense na ons kyk en sê, ons leef vrygewig. Dis iemand wat altyd tyd maak vir iemand. Dis iemand wat lief is vir mense. Ek lees die aanhaling raak van A. Graham wat sê, kyk, God het ons 2 hande gegee. Een om van hom te ontvang en een om aan vir ander uit te deel. Dis nie 'n mooi beeld nie. Sy 2 hande gekry, een om te ontvang van die Here en een om te gee. En ek wil jou graag aanmoedig vanoggend. As jy vanoggend se boodskap hoor wat die Here ook in jou hart op jou hart lê, waar moet jy gee? Waar moet jy leef en laat leef en waar moet jy bou? Dalk is dit iets wat jy moet doen deur tyd te gee vir iemand. Dalk kan dit ook geld wees. Maar dalk kan dit ook wees wat jy begin dien, jou talente dien. Dat jy weet wat jy moet doen. En daarom, om terug te kom na Lukas 12 toe, wat hy dan ook sê dat die Here vir ons 'n verantwoordelikheid gegee het, en dat ons gereed moet wees, en dat ons dit wat hy vir ons gee, sal deel, want as hy vir ons 'n groot verantwoordelikheid gegee het, moet ons ook daarop reageer. En mag jy beleef dat God se genade vir jou genoeg is, en dat sy oop hart en oop hande ons in staat stel om te kan gee. En wanneer jy weer bid, mag jy na jou 2 hande kyk en sê, Here, dankie dat ek kan ontvang, maar Here, ek wil dit nie net vir myself vashou nie. Help my om ook te kan gee, dat my hande ook oop sal wees, om ander mense 'n geleentheid te gee om vir U te kan dankie sê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U so oorvloedig vir ons gee. Dankie dat ons mandjies vol van U ontvang. Maar Here, ons wil dit nie net vir onsself hou nie, ons wil dit ook graag gee. Here, mag ons op hierdie reis saam met U meer vrygewig word. Meer vrygewig met ons tyd, met ons talente, met ons hulpbronne, met ons geld, om U daardeur te eer. Dankie Here dat ons kan weet, as ons agter U aanstap, dat U altyd sorg, dat U altyd vir ons genoeg, en dat ons sal weet, liefde vir ons is genoeg. Dankie Here dat ons dit in U kosbare naam kan vra. Amen. Geliefdes, daar's nou ook geleentheid om vir die Here dankie te sê met ons dankoffers. Ek wil vra vir 'n paar vrywilligers om ons te help ook met die opneem van ons dankoffers. Baie dankie aan almal wat gehelp het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook hiermee vir U kan dankie sê. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U vir ons oorvloedig gee. Here, ek wil graag bid dat dit wat ons ook gee, gebruik sal word om U koninkryk te laat kom. Dat dit ook mense sal ervaar, dat dit ook 'n beantwoording op U gebed is wat ons ook bid. Dat ons ook vir mense kan dien met dit wat ons gee, sodat hulle ook vir U die eer sal gee en vir U sal dankie sê daarvoor. Dankie dat ons dit in U naam kan vra. Amen. Geliefdes, kom ons staan aan, sluit ons af met hierdie lied wat sê dat ons ook 'n seën vir die mense om ons sal wees. May we be a shining light to the nations, a shining light to the peoples of the earth, till the whole sees the glory of your name. May your pure light shine through us. May we bring a word
is welkom die hande ook oop te maak om Here se seën te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.